Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag begin ons met 'n nuwe reeks en ons reis deur een van die wysste boeke in die hele Bybel, Spreuke. Spreuke is soos 'n groot skatkis vol goue raad. Dis nie stories soos in Genesis of wonderwerke soos in Exodus nie. Spreuke is kort, slim, reguit wenke van God om ons te help om wys, goedhartig en gelukkig te leef. Die hoofskrywer is koning Salomo, die wysste koning wat ooit geleef het. Hy het hierdie spreuke geskryf sodat kinders, groot mense, ja almal kan leer hoe om goeie keuses te maak. Daarom, hierdie maand gaan ons leer hoe om te dink soos God, te praat soos God en te doen soos God. Is julle gereed om super slim spreuke kinders te wees? Kom ons begin. Ons kernvers vandag is Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die begin van kennis. Maats, ek wil hê julle moet gou dink aan die slimste ding wat julle al ooit gedoen het. Het jy al 'n legkaart klaar gemaak? Of 'n moeilike wiskundesom reg gekry? Of 'n baie moeilike probleem opgelos? Wel, Spreuke sê dat die slimste ding wat enige mens kan doen, is om God eerste te plaas. Dit noem die Bybel wysheid. Wat beteken wysheid? Wysheid is nie net om baie feite te weet nie. Dis nie net slim wees by die skool nie. Wysheid beteken om God te vra hoe om reg te leef. Dit is wanneer jy vra, Here, wat sou U wou hê moet ek doen? Dis soos om 'n innerlike GPS te hê, wat jou keer dat jy in die verkeerde straat indraai. Stel jouself voor dat jy voor 'n kruispunt staan. Links is die ek weet alles self pad. En regs is die God wys my pad. Op die linkerpad sien jy kinders wat raas, beklei, jok, aspres stout is en altyd dink hulle weet beter as almal. Maar op die regterpad sien jy kinders wat nie perfek is nie, maar hulle luister vir God. Wanneer hulle nie weet wat om te doen nie, vra hulle vir God se hulp en God wys hulle die beste oplossing. Spreuke sê dat wanneer ons eerbied en respek vir God het, wanneer ons hom vertrou en hom eerste plaas, dan begin ons regtig wys raak. Maats, die vers praat van vrees van die Here, maar dit beteken nie om vir God bang te wees nie. Dis nie 'n skrikvrees nie. Dit beteken respek. Wat beteken, ek neem God ernstig op. Ek luister wanneer hy praat. Ek glo hy weet beter as ek en ek wil hom eer in alles wat ek doen. Dis soos wanneer jou ouers jou waarsku oor iets gevaarliks. Nie omdat hulle jou wil beheer nie, maar omdat hulle jou wil beskerm. Dink bietjie hieroor na. Waarom dink julle sê Spreuke dat wysheid by God begin? Wanneer het jy laas nie geweet wat om te doen nie? Hoe kan jy hierdie week vir God vra vir wysheid? En wat beteken dit vir jou om respek vir God te hê? Maats, wat kan ons leer? Ons kan leer dat wysheid nie uit TikTok, YouTube of boeke alleen kom nie. Dit kom van God af. Wanneer ek vir God vra vir leiding, help hy my om goeie keuses te maak. En as ek God eer, luister en gehoorsaam is, dan begin ek regtig om wys te word. En laastens kan ons leer dat wysheid my beskerm teen verkeerde dinge en vrede bring.
Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die bron van alle wysheid is. Help ons om U te respekteer, U eerste te kies en U stem te hoor. Lei ons in elke besluit, groot of klein. Maak ons harte oop om te leer hoe U wil hê ons moet leef. Amen. Daar sy maats, die uitdaging vir julle hierdie week is, elke keer wanneer jy nie seker is wat om te doen nie, stop en sê, Here, wys my die regte pad. En kyk dan hoe God jou help. Tot volgende keer. Totsiens!